times around, but never, never, ever give up. Liewe vriende, soos altyd is dit regtig 'n voorreg om saam met julle te mag kuier op hierdie manier. Ek wonder self hier waar ek sit, in 'n koel, koue oggend, 'n koue dag hierso in Pretoria terwyl ons opneem hier in ons kerkgebou. En ek wonder sommer terwyl ek hier sit, waar is jy? Waar bevind jy jouself? Ek wonder sommer, hoe gaan dit met jou waar jy is? Ek wonder sommer, wat ervaar jy? Maar maak nie saak waar jy is of wat jy ervaar, wat jy beleef of waardeur jy tans gaan in jou lewe nie. Jy kan in hierdie oomblik saam met ons stil word, waar ook al jy is, met die kers wat aan my linkerkant brand, as 'n simbool van die Here se teenwoordigheid. En hierdie simbool wat langs my brand, is eintlik 'n stuk troos ook vir jou te sê, die Here is by jou. Die Here is saam met jou. En hierdie Here is die Here wat vir ons aan die kruis gesterf het, maar meer as dit, wat opgestaan het uit die dood. Wat vir my en jou die nuwe lewe kom gee het en eintlik aansluit by die stuk wat ons lees vandag. Wat ons eintlik in vreugde en in volheid saam met hom kan leef. Daarom is dit vir my maklik en lekker om jou te kan groet en te kan sê, genade en vrede vir jou van God ons Vader, die een wat alles tot stand gebring het. Van God die Seun wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het, van God die Heilige Gees wat dag tot dag saam met ons op reis is en ons nooit ooit alleen sal los nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons die voorreg het om na u woord te kan luister. Dat ons die voorreg het om in u woord in te kan delf. Waar ons vandag in 'n vreemde boek, wat ons nie baie uitlees nie, gaan inlees. Help ons dat ons dit wat ons moet hoor vandag moet hoor. Dat ons dit op ons harte kan skryf. En dat ons dit eintlik sal kan uitleef, Here, en sal kan deel maak van ons lewens. Amen. Vriende, vandag se tema is van binne na buite. En ek het in aanhalingstekens gesê, Inside Out. Vir julle wat al ooit hierdie film gekyk, die animasiefilm gekyk het, is dit eintlik bietjie waarby dit aansluit, maar eintlik weer die konsep daarvan as waarby dit aansluit. En die konsep wat ek van praat is, daai mannetjies, die rooi mannetjie, die geel mannetjie, die groen mannetjie, elke liewe een van die karakters soos hulle ontwikkel oor tyd, kan ons baie mee assosieer, want ons sien baie van daai goed wat in die film afspeel in mense en ook in onsself raak. En met die tweede film, toe die groot mannetjies en die klein mannetjies eintlik by inkom en jy sien hoe dit lyk het uit 'n ouer perspektief, dan besef jy, sjoe, ek kan nogals hierby ook aanklank vind. Maar dis nie eintlik waar ek by wil stil staan nie. Dit gaan meer oor die konsep van ons radwerk. Wat vorm my en jou radwerk? Wat is my en jou radwerk? En meer belangrik dalk, hoe sit ek en jy, as jy na 'n horlosie kyk, die raadjies in plek binne onsself, sodat als, nie ek wil sê klokslag kan beweeg nie, want dit sal 'n verkeerde metafoor wees, want ons is in 'n gejaagde tyd, maar dat alles in plek val, sodat alles op tyd gebeur, en dat alles in mosie kan inkom en presies gesynkroniseer is in mense binneste, om eintlik so te beweeg, dat dit sonder stremming of sonder eintlik weerstand is. Hoe kry ek en jy dit reg? Met dit in gedagte, kom ons lees vandag se gedeelte saam. 'n Pragtige gedeelte uit die boek Kolossense. Nou Kolossense is 'n boek wat baie ooreenstemmings het met die brief wat aan die Efesiërs geskryf is. Konteks is baie dieselfde tipe goed waar hulle mee gekonfronteer word, en ook Paulus wat in die tronk heel moontlik sit, terwyl hy hierdie brief aan die Kolossense skryf. Nou moet ons net dink, wat beteken dit vir ons en wat is belangrik wat ons in gedagte moet hou wanneer ons na hierdie teks gaan kyk. Ons moet onthou dat die doel van hierdie brief, net soos in die geval van die brief van die Efesiërs, gevestig daar is om alles onder een hoof te plaas. Dat Christus alles in jou lewe moet wees. En ons metafoor wat ons vandag op die tafel sit, dat Christus jou radwerk moet vorm. So kom ons lees saam vanaf vers 13, wat eintlik 'n loflied aan die Seun is. God het ons uit die mag van die duisternis gered en verplaas na die koninkryk van sy geliefde Seun, deur wie ons bevryding, die vergifnis van sondes ontvang het. Die Seun is die beeld van die onsigbare God,
die eersgeborene oor die hele skepping. Want deur hom het God alles geskep, alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of die koninklike of die heersende magte, owerhede of gesagvoerders is, alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het voor alles bestaan en in hom hou hy alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam, die kerk. Hy is die oorsprong, die eersgeborene uit die dood, sodat hy in alles die eerste plek kon inneem. Want God het dit goed gevind om die hele volheid in hom te laat woon, en om deur hom alles op aarde en in die hemel met homself te versoen, deurdat hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis. Ook julle, nou voor ek verder lees hier by vers 21, ook julle verwys ook na my en jou, maar is ook 'n stuk introspeksie van Paulus self. Hoor wat sê hy? Ook julle was voorheen van hom vervreemd, ja, vyandig gesind teenoor hom, op grond van julle slegte dade. So 'n bietjie harde vers wat ons dalk vanoggend moet hoor. Maar nou het hy julle deur sy menslike liggaam met homself versoen, sodat hy julle deur sy dood heilig en sonder foute en onberispelik voor hom kan stel. Mits julle in die geloof bly, stewig gefestig en standvastig, sonder om weg te beweeg van die hoop wat die evangelie bring. Dit is die evangelie wat julle gehoor het en wat in die hele skepping onder die hemel verkondig is en waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. 'n Verskriklike mooi gedeelte. Het is eintlik mooi om te sien dat daar 'n loflied aan die seun met 'n hoofletter gebring word. Want wat sê hierdie gedeelte vir ons? Dit sê vir ons wat het die seun vir my, vir jou, vir Paulus en vir die hoorders van hierdie brief gedoen. Wat is en wie is Christus? Die een wat vir my en jou aan die kruis gesterf het. Die een vir wie God gestuur het om die wêreld met hom te versoen. Die een wie God gestuur het om ons laste, ons sondes op sy skouers te dra. En dan moet ons tot 'n besef kom wie hy is. En dit is half die basis van ons radwerk. Om tot innerlike kennis te kom van die Christus aan wie ons onsself bind. Nou, hoe pas die binne na buite toe in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het? Vers 21 wil ek weer vir ons lees. Ook julle was voorheen van hom vervreemd, ja, vyandig gesind teenoor hom, op grond van julle slegte dade. Waarvan word hier gepraat in die konteks van die brief? Net soos in die geval van Efese, was die mense baie gekonfronteer met afgoderry, met eintlik dinge van buite af, dinge eksterne bronne, keiserlike aanbidding, politieke magte wat 'n groot inspel gehad het op die sosiale omgewing van die dag. En dan is die aanslag om te sê, voorheen in jou lewe, het jy eintlik op hierdie eksterne dinge gefokus en jouself oorgegee aan hierdie eksterne dinge wat jou binnewerke geaffekteer het. En jou binnewerke het toe veroorsaak dat die ratte nie glad verloop nie en dit het veroorsaak dat jy deur jou menswees, deur jou optrede, deur jou eintlik maar net normale aan te gaan en normaal te wees, maar op grond van die invloed van buite nie sinkronisasie gehad het nie en eintlik vyandig teenoor die Christus waaraan lof gebring word, getuig was. Dit is eintlik 'n harde stukkie wat ek en jy dalk moet hoor. As ek en jy vandag 'n stuk introspeksie moet doen. Ons kan, ja, eintlik sê dat die Here, ons glo in die Here, maar eintlik wat ons bepaal is nie dit wat ons sê nie, maar eksterne dinge wat eintlik ons radwerk beïnvloed. En wat sê dit nog meer vir ons? Vir 'n oomblik moet ons gou stil staan by die lewe van Paulus self. As jy kan teruggaan in Handelinge waar Saulus sy Damaskus oomblik gehad het. Nou wie was Paulus gewees voor hy eintlik hierdie evangelie verkondiger geword het? Paulus was eintlik 'n Jood
eintlik 'n Joodse geleerde, iemand wat mense vervolg het, op grond van die feit dat hulle Christen gelowiges is. En wat dit belangrik maak is, as Paulus eintlik op weg na Damaskus, en hy naby Damaskus kom en hy het hierdie ervaring, het iets in sy radwerk verander en moes verander vir hom om die evangelie te kon verkondig. Nou, ek het nou dag ook iets daaroor gesê en ek wil dit weer sê, want dit is vir ons dalk belangrik om te hoor, of die wat dit dalk nie gehoor het nie. Kom ons vat nou Paulus, presies soos wat ek hom verduidelik het. As Paulus almal het van hom geweet, dan in 'n dorp ingekom het, en sy radwerk is nie verander nie, maar hy sê, hy glo ook nou in Christus, sou niemand hom geglo het nie. Hy sou met geen integriteit die wêreld kon instap of 'n dorp kon instap nie. Niemand sou hom glo nie, want hulle het gesien, hulle hoor, maar hulle sien steeds. En daar is 'n kernprobleem. Jy sien, ek en jy is ook so, ongelukkig. Daar's 'n klomp dinge wat ons radwerk beïnvloed. En ek kan nie vir jou antwoord, wat is die dinge wat tans jou radwerk beïnvloed nie. En my gebed is natuurlik saam met jou, en eintlik die hoop is saam met jou, dat daai radwerk eintlik op die regte beginsels gegeld is. Wat is dit? Christus. Christus, die basis, die een aan wie die lof gegee word. Maar, tog is daar dinge wat 'n invloed het op my en jou, wat ons radwerk beïnvloed, wat veroorsaak dat ek en jy anders optree, dat ons baie keer dalk sekere goed kan sê, maar ons radwerk weerspieël dit nie. En dit maak dan moeilik vir mense om aan ons te bind, en deel te vorm van, noem dit nou maar ons bewegingsmomentum, want dit maak nie sin nie. Een ding sê, ander ding leef. Nou, wanneer ek en jy kies vir die evangelie, kies om saam met Christus te stap, dan kom daai ding eintlik ook terug om te sê, weer by vers 21, ook julle was voorheen van hom vervreem, ja, vyandig gesind teenoor hom op grond van julle slegte dade. Maar wat het Christus kom doen? Nou het hy julle deur sy menslike liggaam met homself versoen, sodat julle deur sy dood heilig en sonder foute onberispelik voor hom kan stel. Mits julle in die geloof bly, stewig gevestig, standvastig, sonder om weg te beweeg van die hoop wat die evangelie bring. Dit is die evangelie wat julle gehoor het, en wat in die hele skepping onder die hemel verkondig is, en waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Jy sien, vir my en vir jou, om seker te maak dat ons radwerk in plek is, moet ons verstaan wat Christus vir my en jou kom doen het. Hy het ons foute, ons tekortkominge, eintlik kom plattrap, kom wegneem. Dit moet ons eien, dit moet ons fisies aantrek. Maar hier is die moeilike ding, hierdie maar dan, seker die moeilikste gedeelte. Dan beteken dit, dat ek ook myself moet kruisig. Dat ek my hoogmoed, my arrogansie, my alwetendheid, my staat maak op materialistiese dinge, in terme van my beeld, my staat maak op so baie ander dinge wat ekstern is, wat my radwerk beïnvloed. Kruisig, afgee, oorgee, en begin anders lewe. Want wanneer ek dit reg kry, dan is dit daai ding wat gebeur. Mense sien, ek praat, die radwerk beweeg in mosie, elegant, presies, egalig, kan hulle sien, maar as daai persoon dit kon regkry, so kan ek ook. En dis vir my en vir jou belangrik, om te weet, om verandering teweeg te bring, moet ons van binne af na buite toe verander, nie van buite af binne toe nie. Soms is dit moontlik, ja, dat daar invloede van buite, wat goed is, wat positief is, 'n voorbeeld, 'n vriend, 'n familielid, wat 'n verandering ondergaan. Ek dit sien, maar dit beteken niks, ek sien dit, maar ek laat nie toe dat dit inkom en my radwerk verander nie. Andersins laat ek toe dat ek sê, hierdie is die goed wat bepaal, maar dit nie invloed op wie ek is nie.
So ek en jy moet seker maak, hier binne ons, het ons die regte raadwerk in plek. Wat is dit? Dit is om onsself na die beste in ons vermoë, agter Christus te kan aanstap. Die voorbeeld wat ons van hom ontvang het, van hoe om met mense om te gaan, saam wie om tyd te spandeer, hoe om mense se lewens aan te raak, hoe om op te staan teen die gebrokenheid van die wêreld, van die samelewing. Maar, wanneer radmerk eintlik in plek is, dan wil ek jou nou waarsku, vanoggend, die waarskuwing vir jou gee, moet jy weet, jy gaan teenkanting kry. Jy moet weet, jy gaan uitgejou word baie keer. Maar saam met jy dit, moet jy weet, dit is uit en uit die moeite werd. Saam met jy dit, moet jy weet, die Here is saam met jou. Die Here gaan jou nie alleen los in daai tyd, wanneer dit gebeur nie. Maar wanneer daai radwerk in jouself begin tik, soos 'n horlosie wat klokslag, klopdisselboom beweeg, gaan jy dit voel. Jy gaan dit ervaar. Jy gaan dit beleef. Maar nie net jy nie, ook die mense saam wie jy op reis is. Mag ons in ons gemeente ons radwerk altyd reg hê. Mag ons onsself kruisig. Mag ons agter die gekruisigde Jesus aanloop. Maar meer as dit, agter die opgestane Jesus aanloop, wat dit reg gekry het om vir ons die lewe te kan gee. Maar mag ons hierdie genade wat hy vir ons skenk, nie van misbruik maak nie, en die lewe geniet saam met hom. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U saam met ons op reis is. Maar dankie dat U eintlik U self kom blootstel het hier op aarde om vir ons 'n lewe te kan gee. 'n Lewe wat ons, as ons eerlik is, eintlik glad nie verdien nie. 'n Lewe wat ons baie keer met respek gesê opmors op grond van die feit dat ons so baie eksterne dinge ons lewe laat bepaal, eerder dat U ons lewe bepaal en ons radwerk beïnvloed. Here, maar dankie dat ons soms mense in ons lewens het wat ons positief beïnvloed en ook ons radwerk beïnvloed. Here, gee ons 'n openheid om dit te kan raak sien. Maar saam met dit, Here, wanneer ons dit regkry en ons radwerk loop, mag ons 'n invloed hê op die mense rondom ons. Mag ons 'n lig wees wat vir mense skyn, wat mense se lewens verander. Here, want dit is die evangelie, dit is die goeie nuus, die veranderende lewe wat ons eintlik nie net vir onsself kan toeëien nie, maar ook met ander kan deel. Gee ons die waagmoed om eintlik so 'n stuk introspeksie te doen. Om afstand te doen van die slegte dade wat ons verhoed om 'n verhouding met U te staan. Sodat ons in heerlikheid saam met U kan ingaan. Maar Here, meer as dit, dat ons heerlikheid, vreugde, volheid met die wêreld kan deel, wat so gebroken is en dit so drasties nodig het. Amen. Vriende, as jy dalk in die verte sit en jy weet ons kuierfees is om die draai en jy sal op 'n manier wil help, weet jy kan die vrymoedigheid neem om eintlik die kantoor te skakel en te sê maar jy wil graag kinderhuiskind borg of jy wil graag 'n bydrae lewer tot die vleistafel of 'n skaapskenk of 'n beeskenk of die geld vir 'n skaapskenk of die geld vir 'n beeskenk, sodat ons kuierfees in ons gemeente eintlik op 'n goeie manier kan uitbou en ons die goeie werk wat hierdie gemeente doen kan voortsit. Ontvang ook nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen.